Ek wil met jou praat oor die prys van verantwoordbaarheid. Want verantwoordbaarheid, die Engels is die woord accountability. En in 'n sekere konteks van die woord word daar verwys na die woord rekenskap. Ek en jy sal eendag onsself moet verantwoord. Maar nie net een dag nie, elke dag. Want ek en jy leef in 'n tyd wat ons mense hoor die heeltyd vir die Here vra. Hulle vra nie dat die Here hulle 'n beter mens moet maak nie. Hulle vra dat die Here hulle meer moet gee. En dan kry ons mense wat die Here voorwaardelik dien. Solank hy vir my 'n nuwe kar gee, solank ek in die beste huis bly, sal ek hom dien. Maar laat die bank nou my kar kom vat. Het jy al ooit gewonder wat jy nog op aarde soek? Ja, maar ek is nog jonk, dit gaan nie daaroor nie. Hoekom het die Here jou nog nie kom haal nie? Die belangrikste antwoord vir my en jou is nie waar gaan jou volgende bord kos vandaan kom nie. Alhoewel ons so dink. Of deesdae is dit nie meer bordkos nie, 'n liter diesel. Of petrol. Dis nie die belangrikste vraag nie. Antwoord my die vraag, hoekom het die Here jou nog nie kom haal nie? En hoeveel mense sit en wag dat die Here hulle moet kom haal en dan in die proses mis hulle hoekom hulle nog hier is. Hoekom het die Vader nog nie gekies om jou te kom haal nie? Kom ons gaan na Matteus 16. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my wil aankom, moet hy. As iemand agter my wil aankom. As jy wil sê jy's 'n Christen, 'n volgeling van Christus, moet jy. Nie, jy kan kies nie. Jy moet. Ek luister nogal na die skrifverse wat die Here Jesus sê, jy moet. Want ek besef, hy is almagtig. As hy sê jy moet, is daar nie ruimte vir onderhandelings nie. Moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. As jy 'n Christen is, moet jy Christus volg. Dis eintlik verkeerd. Voordat jy kan kom by Christus volg, moet jy vergeet van jou eie begeertes. Jou kruis. Wat is jou kruis? Dit waarvoor jy aanspreeklik gaan wees hierna. Hoeveel manne is paas, maar hy is nie aanspreeklik vir sy kinders nie? Jy wou 'n pa wees, meneer, en nou moet jou vrou hulle alleen grootmaak. Jy wou die kind gehaat het, mevrou, en nou is dit ouma se probleem. Pastoor, wat bedoel jy? Die bottom line is, nie almal is paas nie. So hoekom is jy 'n pa? Hoekom is jy 'n oupa? Hoekom is jy getroud met 'n vrou? Wat jy glo die Here vir jou gegee het. As jy nie aanspreeklik kan wees nie. Hier is die ding. Almal op hierdie aarde kry nie dieselfde goed nie. Het dit jou al opgeval?
Hoekom sal dit wees? Omdat daar 'n rede is. God het besluit. As ek en jy nie kan aanvaar wat God besluit het nie, wat gebeur? Vanoggend se eerste gedeelte wat ek gedeel het, ons wil laat groei, dan brand ons onsself uit. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. In ander woorde, elkeen wat vir homself wil werk, elkeen wat sy eie begeertes eerste stel, gaan sy lewe, jy gaan dit nie kan volhou nie. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. So, daar's iets opgesluit in 'n lewe wat beter is as wat ons voor kan bid of dink. As dit om sy ontwil is. Nou wil jy met my kom redeneer oor hoeveel jy moet gee en hoe baie gereeld jy moet kerk toe kom en jy wil oor al hierdie goed redeneer op die ou einde van die dag. Iemand wat daaroor redeneer, besef nie hulle verantwoordbaarheid nie. Ek gaan nie namens jou moet verduidelik nie. Wat sê die skrif? Elkeen van ons het ons eie pak wat ons moet dra. Elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Wat is daar wat ons in ons lewens regtig nog ter wille van Jesus doen, nie ter wille van jouself nie? Hoeveel keer wat ons besluite neem ter wille van ons eie genot, wanneer ons met die nagevolge sit, nou met die Here help die gemors skoonmaak. Wat is daar wat jy regtig nog ter wille van Jesus doen? Nie vir onsself nie. Die Vader vra van ons rekenskap. Hoeveel van die dinge wat jy het jy regtig self vir jouself gegee? Hoeveel van die dinge wat jy het, is alles net as gevolg van God se goedheid? En het jou gekies. Jy is nie per ongelukke pa nie, jy is met 'n rede 'n pa. Jy is met 'n rede 'n ma, jy is met 'n rede 'n ouma, 'n oupa. As jy glo jou besigheid het die Here jou gegee, dan het jy selfs vir 'n rede 'n besigheid. As jy glo en gebid het vir 'n werk, dan het jy selfs vir 'n rede 'n werk. Wat onder daai opskrif besluit jy nog ter wille van Jesus? God vra van ons om onsself te verantwoord. Hier is die ding. Ek praat dalk met iemand. Jy wil 'n nuwe kar hê, maar jy sukkel om die een wat jy tans het skoon te hou. Jy droom van 'n beter huwelik, maar jy's nog nie 'n beter man nie.
Jy wil in 'n groter huis bly, maar jy sukkel om die 2 slaapkamer eens skoon te hou. Die Here moet jou 'n verhoging gee, maar jou hand is toe vir hom. Explain yourself. Verantwoord jouself. Be accountable. En daardie dienskneg, wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak het of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Tak eintlik in by Hebreërs 10 vers 26-27, hy wat opsetlik sondig. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. So jy kan ook nie net loskom nie. Here, ek het nie geweet nie. Ag, regtig? Almal rondom jou weet dan. Het jy al so gevoel? Almal rondom jou weet die storie, maar jy is die laaste een, maar eintlik leef jy eintlik in ontkenning. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrou het, van hulle sal oorvloediger eis. Wie van ons het al iets van die Here ontvang? Jy gaan moet antwoord. Here, U het hierdie kinders vir my gegee. Okay, nou hoe maak jy hulle groot, pappa? Hoe plant jy in hulle lewens en hoe gooi jy nat, sodat die Here kan laat groei? Here, U het hierdie besigheid vir my gegee, dis goed, is reg? Ons is vinnig om dit aan die begin te sê, maar so 5 jaar later. Ek soek nou 'n koper. Hierdie vrou, die Here het nie vir my 'n plaasvervanger nie. As jy gekry het, en dis nie uit jouself uit nie, moet jy weet hoekom. Is dit tawe een. Pas op, Paulus is nie nice nie, maar is die waarheid. Ek het al baie vir die Here gevra, hoekom is ek nie 'n pa nie? Nou is ek 'n pa van kinders wat ouer is as ek. Jy gaan nie kan loskom van jou verantwoordelikheid nie. Vader, kan U net vir my seën? Ja, as jy verantwoordelikheid gaan vat. Ja, maar ek soek 'n beter werk. Dis 100% is jy beter om die beter werk te kan hanteer. En hoe definieer jy beter? Gaan dit dan ter wille van Jesus beter wees? Nooit. Meeste van die kere, nie ter wille van Jesus nie, ter wille van jou eie begeertes. Hoe kan jy na soveel jare nog nie weet waarom die Vader besluit het om jou te vertrou met wat hy vir jou gegee het nie? Na hoeveel jare het jy nog dieselfde vrou? Hoekom juis jy? Dieselfde man. Hoe lank werk jy al waar jy werk? Hoekom? Wil jy my sê na soveel jare weet jy nog nie? Verduidelik jouself. Is die Vader se begeerte vir jou lewe nog jou eerste prioriteit? Het jy al daai oomblikke beleef wat ek nou met jou deel? Jy bid en sê, Here, ek begeer so, ek wil so graag. En dan wag ek nou vir die Here om terug te antwoord, bly doodstil. Hoekom bly jy stil? Want dis jou begeerte.
Jy haak nog vas by jou begeerte. Wat jy wil hê, wat jy soek. Lukas 19. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel. Slegte dienskneg. Uit jou verskoning sal ek jou oordeel. Met ander woorde, hierdie dienskneg kom, hy maak verskonings, hy sê, hoekom hy nie kon vermeerder het wat aan hom gegee is nie, is omdat hy gee hom allerhande informasie wat almal weet. Onthou, die Here gee jou nie wat jy het, omdat almal ook weet hoe sleg die omstandighede in die wêreld is. As almal wat jy weet, ook geweet het, en hulle het dieselfde kapasiteit as jy, sou almal mos dieselfde gehad het. Maar hy gee jou, omdat daar iets anders is in jou. Nou sê jy, nee, maar my baas is kwaai, en jou punt is? Ja, maar ons leef in moeilike ekonomiese, en jou punt is? Ja, maar kyk hoe lyk dit rondom ons, en jou punt is? Dis so vir almal. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Almal weet dit. Net so plaas die Here jou vir 'n rede om te werk vir 'n goddelose persoon of met goddelose mense. Omdat hy net so goed dat hy weet wie jy is, weet hy ook wie hulle is. Nou, hy kies die kombinasies. En baie keer is die kombinasies nie noodwendig dat jy meer kan kry nie, is dat jy eers meer kan groei. Want so klein boompie, wat 'n appelboom is, gaan jy nie van kan pluk nie. Maar jy bly so, omdat jy nie die kombinasies van die grond waarin die Here jou plant, wil aanvaar nie. Vers 26. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word wat hy ook het. Wat bedoel hy? Hoe kan jy iets wegneem van iemand wat nie het nie? Hoeveel mense wat het sê, nee, maar ek het nie nou nie. Nee, maar dit gaan maar skraps by ons. Maar jy het tog. Maar jy sê jy het nie, maar jy het. So wat die Here eintlik daar sê is, as jy lieg oor wat jy het, vat ek sommer dit weg wat jy het. As dit kom by aanspreeklikheid, nee, maar ek het nie nou tyd nie. As dit kom by aanspreeklikheid, nee, maar ek het nie nou geld vir dit nie. As dit kom by aanspreeklikheid, nee, maar ja, ek is nou te gespanne. Ek is nou te moeg. Sien jy raak wat die Vader jou gegee het? Besef van jou verantwoordbaarheid. Ek dink lankal nie meer, verskoon my as ek jou teologie nou omkrap, ek dink lankal nie meer die Here gaan eendag vir jou vra, het jy gesondig? Ek dink net vir almal van ons wat die Here dien, gaan hy dalk vra, wat het jy gedoen met wat ek jou gegee het? Verduidelik.
Verduidelik ook vir my jou keuse. Ja, maar Here, dit gaan lank vat. Ek het 'n ewigheid tyd, gaan hy dan vir jou terug sê. En kan ek jou net herinner dat as jy in God se teenwoordigheid is, kan jy nie lieg nie. So, jy gaan vir 'n ewigheid sukkel om dan te probeer lieg en verskonings uit te dink, wat jy nie gaan regkry. Jy gaan nie kan nie. Julle het my nie uitverkies nie. Ek het julle uitverkies, julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly. Die ander vertaling sê dat julle vrug kan hou, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle kan gee. Is lekker om van die Vader te vra, en hy gee ons, maar daar's 'n voorwaarde. Ek het julle gekies om vrug te dra. Vrug wat sal? Hou. As jy vrug hou, kan jy met vrymoedigheid vra. Hoe kyk jy na die vrug en die potensiële vrug waarmee die Vader jou geseën het en sal seën? Is jy nie in 'n vennootskap nie? As niks wat my so kan irriteer, as jy met iemand 'n vennootskap is, net een van die vennote werk jy hardste nie. Ons is nou vennote, maar ek kom agter, hierdie vennoot wat saam met my is, vir hom is hy 'n vennoot vir die paycheck. Vennootskap beteken altyd eweveel. Nader jou tot my en ek sal tot jou nader. Hoekom het hy dit gesê? Vers 2, vroeër in die hoofstuk. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Die tuinier. Die Here gee jou iets om vrug te dra daarmee. Sy vrug. Nou dra dit nie vrug nie, wat gebeur? Ons wil nie dit hoor nie. Wat gebeur? Hy vat dit weg. Jy het dit gekry, maar jy het dit sleg nat gegooi. Sê die Here, nee. Elke loot wat nie vrug dra nie, gaan jy verloor. Elke loot wat vrug dra, maak hy skoon. Die ander vertaling praat van snoei. So, een van die twee gaan al twee eintlik maar 'n moeilike ding wees. As jy die vrug dra nie, gaan jy verloor. As jy vrug dra, hier kom die skêr in. Nou gaan hy nog snoei ook. Sodat dit meer vrug kan dra. So druk, bly daar druk. Hoekom? Verantwoordbaarheid. Accountability. Wanneer laas kon die Vader jou weer skoonmaak, snoei, sodat jou kapasiteit vir meer vrug kon vergroot? Ons is so bang dat ons verloor, dat ons nie na ons vrug kyk nie. Jy is so bang vir die skêr, maar jy gaan verloor. Eintlik al twee kante toe moet ons vir mekaar eerlik sê, gaan jy verloor. Of hy nou by jou wegvat, en of hy by jou snoei. Maar dankie tog, as hy by jou snoei, is dit omdat dit vir jou goed is. As hy by jou wegvat, is dit omdat dit vir hom goed is. 1 Korintiërs 3, vers 6. Ek het geplant, Apollos, dis nou Paulus wat sê, Apollos het nat gemaak, God het laat groei. Ons is terug by jou. Jy het jou besigheid gekry. Jy het geplant. Saam met plant beteken onkruid weg, ploeg die grond. Dis alles deel van plant. Jy kan nie by dit kom as jy nie dit gedoen het nie, voor die tyd nie.
Nou moet jy nat gooi. Ek weet party boer deesdae dat God ook nog moet nat gooi. Dankie tog vir hulle, is geloofsmense. Maar net God kan laat groei. Ek wil vandag vir jou profeties sê, jy kyk na die grond wat jy soveel jare al geplant het en nat gegooi het. Moenie wat onder in die grond gebeur onderskat nie. Soos hy dan wat plant, hy wat nat maak, niks nie. Die ander vertaling sê die een is nie belangriker as die ander een nie. Maar wel God wat laat groei is die belangrikste. Hy wat plant en wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Hy sê in die ander vertaling, die saailand van God is julle. Die mense met wie jy werk is jou saailand. Al sukkel hulle om jou te betaal, dis jou saailand, wat sê jy dan? Jou kinders is jou saailand. Jou vrou, jou man. Hoe praat jy met hulle? Ja, maar pastoor, hy wil nie luister nie. Hoekom dink jy nie? My vraag is altyd, hoekom moet sy luister na jou? Ja, maar ek is die man in die huis. Regtig? Is tyd dat jy so begin lewe, meneer? Dan gaan ons nie nog na koning, priester en profeet toe nie. Wanneer laas het jy regtig klaar na die stem van die Here geluister? Ek kom in my lewe agter, ek het baie keer 'n idee wat die Here besig is om vir my te sê, dan trek ek weg. Dan in die helfte van die journey, dan besef ek, Here, nou het ek hoogtevrees. Hoekom? Ek het sonder hom opgestyg. Ek het nog nie klaar gepraat nie. Dan val ek bietjie hard. Kyk na jou saailand. In watter seisoen is jy tans, plant of nat gooi? As ek die Bybel reg verstaan, kan jy nie altyd doen nie. Gaan jouself uitbrand. As jy in plant is, moet jy mense intrek wat jou help nat gooi. As jy in nat gooi is, moet jy mense kry wat jou verantwoordbaar hou en sê, moenie die onkruid nat gooi nie. Is die Vader wat laat groei, ek glo hy is 'n regverdige beloner. Is amper klaar. Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here. Paulus skryf, ek lees in die ander vertaling, hy sê, ek vermaan julle dan, ek Paulus 'n gevangene, omdat ek die Here dien. Omdat ek die Here dien, is ek 'n gevangene. Waarin is jy gevang? Of jy dit wil weet of nie. As jy die Here wil dien, is jy vasgevang in sy wil. En as jy vasgevang is in God se wil mense jou in 'n boks sit. Hy wil jou label. Hulle wil jou kritiseer. Hoekom? Want met jou gaan dit dan altyd goed. Jou realiteite is nie hulle realiteite nie. Dit lyk so vir hulle, maar tog hanteer jy dit net anders. Wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. 'n dokter wat my wil ondersoek met 'n wit jas wat vol moddervlekke is ek jammer, vat nie aan my nie. Hy kom nie eers naby aan my nie.
Hy vat nie aan my nie. Een wat vir my bid, of wil bid, en dit ruik asof hy 'n laat oes deur is. Hou verby. Wandel waardig. Ek dink nie jy besef die gewig van die antwoord op gebed wat jy dra nie. As jy vir die Here gevra het en hy gee jou, dan saam met dit wat hy jou gee, ontvang jy 'n gewig. Jy ontvang 'n las. Dis iets wat jou nie los nie. Ek kan onthou, ek was so teruggeval in my vroeë 20's. Dan is ek laat uit. Dan sluip ek terug in die huis, dan loop ek. Ek het al geleer om te loop met my voete in die kraakie. Dan loop ek op die buiterande van my voete, laat dit nie kraakie. Dan kom ek, Konrad, dan trek ek eers my pyjamas aan en ek spring in my klere onder die kombers in. As ek onder die kombers is, dan hoor ek die stem. Dit is die stem van oordeel. Beter bekend as mamma. Yuri, bly doodstil. Besef ek, daar is net een Yuri wakker nou. Ja, ma. Ja, mama. Weet jy hoe laat dit is? Ja, ma. Lekker slaap. Hoekom is sy, ek vra na die tyd, hoekom is ma tot daai tyd toe nog wakker? Sy sê, omdat jy my kind is. Dis 'n las. Dis 'n gewig van dit wat God jou gegee het. Jy kan nie net sê God het jou gegee, maar jy het nie 'n las, jy dra nie die gewig van die antwoord op gebed nie. Sal mense wat na jou leefstylkeuses kyk, kan weet waarvoor jy gemaak is. Is jy verantwoordbaar omdat jy die Here dien? Paulus is in die tronk omdat hy die Here gedien het. Ek het 'n probleem dat ek vir mense eers moet sê wat ek doen. Ek sou graag wil hê hulle moet dit kan sien. En as hulle dit nie sien nie, moet ek van die vrug met hulle deel. Dis hoekom my vrou weet nou al waar ons gaan. As die Here sê ek moet vir iemand bid, bid ons vir iemand. Ek vra nie vir hom 'n goeiemiddag. My naam is pastoor Yuri Swart, dis my vrou. Ons wil graag vir u 'n gebed doen, mag ons? Nee, ek bid. Hy hoef nie te weet wat my job is nie, maar hy dan 'n hap van die vrug kon vat. Partykeer brag ons oor wat ons doen, maar daar's geen bewys van die vrug nie. Is jy nog bereid om jou hand op te steek, omdat jy die Here dien? En te antwoord op al die kritiek. Hoekom doen jy dit so? Omdat dit nie ek is wat dit gekies het nie. Hoekom maak jy jou kind so groot? Omdat ek nie my kind uit my eie uit gekry het nie, dis van God af. Hoekom? Want nie almal het kinders nie. Besef jy dat selfs die kar wat jy het, kon die Here vir iemand anders gegee het? Nou sukkel jy om hom te was. Let wel, môre oor môre breek hy. Here, kom vir my deur. Ja, maar
Jy kon seep en water bekostig het, maar jy het niks gedoen nie. Aanspreeklikheid beteken nie, jy moet jouself verarm nie, dit beteken net, staan pa. Staan op, wanneer ander sê, "Jo, maar hierdie dorp," dan sê ek, "Hey, dis my dorp daai." Ja, maar hoekom het jy nog nie getrek nie, omdat ek jy myself gestuur het nie? Ek wil vandag dit by jou losmaak. As jy sê wat jy het, is van die Here af, dan moet jy verantwoordbaar wees. Dit kom nie van 'n mens af nie, man, want almal wat saam met jou leef, het dit nie soos wat jy dit het nie. Ek besef, ek moet meer preek. Hoekom? Want is iets wat die Here my gegee het. Gelukkig sê Paulus vir Timoteus, tydig en ontydig. Want ek sien hoe irriteer ek mense. Hulle gesigte sê, hier gaan ons alweer. Maar gelukkig sê Paulus vir Timoteus, tydig en ontydig. Ek besef met hernieude passie, dat die Here het my geroep om mense verantwoordbaar te hou. You need to explain yourself, not to me, but to God. Ek kan nie meer preek om 'n kerk vol te kry nie. Ek moet preek dat mense moet besef, dat as jou einde op hierdie aarde aangebreek het, het jy nodig om antwoorde te gee. Al het jou pa nog nooit vir jou gesê, hy's vir jou lief nie, sal jy dit vir jou vrou sê. Hoekom? Omdat jy lief is vir die Here. Die Here het daar vir jou gegee. Al het jou pa nooit vir jou as kind gesê, my seun, ek waardeer wat jy doen, ek is lief vir jou nie, sal jy dit vir jou seun sê. Hoekom? Want dis God wat hom vir jou gegee het. Al dien hy nie die Here soos jy die Here dien nie. Al dien hy nie die Here soos wat jy wil hê hy die Here moet dien nie. Onthou, God het hom nog steeds vir jou gegee. Komplimenteer hom. Hou op beklei. Boost hom. Moenie jouself degradeer omdat jou foute wat jy het vir jou te veel is nie. Dis nie vir God te veel om mee te werk nie. Dis nie vir God te veel om mee te werk nie. Steek jou hand op en hou hom op. Dis wat hy van jou vra. As hy jou roep, steek jou hand op, hou hom op. Here, mag hierdie woord iets in mense se gees losmaak. Ons bid ook vir hulle wat na vandag daarna weer sal luister. Here, mag dit 'n veldbrand in mense se lewens veroorsaak. Here, mag ons hierdie stuur waar die Gees ons lei. Mag ons hierdie preek waar die Gees ons lei. Niks is per ongeluk nie. Dis uit ons Vader se hart uit vir 'n rede. Dit is maklik om dankie te sê. Die toets kom in om dankbaar te bly. Vader, mag die Gees op hierdie gehoor rus. Mag ons hierdie week beleef, U maak nie fout nie. Ek wil dit weer sê, vir iemand in hierdie gehoor, die Here gee nie per ongeluk nie. Mag jy dit hierdie week beleef. Mag sy woord van vanoggend werklik vir jou lewend word. Mag die Here jou seën. Amen en amen. Wees geseënd.